Hoofstuk 4 op bladsy 25 handel oor rekonsiliasies. Nou hierdie is 'n baie belangrike deel van jou graad 11 werk, wat jy weer in graad 12 oor geëksamineer gaan word, alhoewel dit nie weer in graad 12 volledig behandel gaan word nie. So jy moet hierdie hoofstuk en hierdie deel van die werk baie goed onder die knie kry. Nou as ons praat van rekonsiliasies, dan gaan ons kyk na die rekonsiliasie van ons bankrekening of die versoening van ons bankrekening se saldo met die van die bankstaat en later dan ook na die rekonsiliasie of versoening van krediteure, saldos wat ons in ons krediteure grootboek het, wat ons dink ons aan krediteure skuld met die rekeningstate wat ons van krediteure ontvang. Eerstens kyk ons na die versoening van die bankstate met die kontantjoernale om bankversoeningsstate voor te berei. Nou waaroor hier gaan is, die bank het vir die onderneming 'n rekening in hulle boeke, hulle krediteure grootboek, en die bank hou natuurlik boek in 'n bankrekening van al die geld wat ontvang en betaal is. Nou kom ons kyk net eers vir 'n oomblik hierna. Nou hierdie is baie belangrik om te verstaan. In ons boeke, ons besigheidsnaam is XY Winkels, het ons 'n algemene grootboek, en ons algemene grootboekrekening bank, waar ons sal boekhou van al die geld wat ons ontvang en betaal uit die bank uit. As die bankrekening dus 'n saldo van R100 aan die debietkant toon, beteken dit volgens ons boeke, die besigheidse boeke, het ons R100 in die bank. Die bank self, hierdie is nou FNB, die bank het 'n lang krediteure grootboek waar hulle vir elke besigheid en persoon wat by hulle rekening het, 'n persoonlike rekening in hulle krediteure grootboek het. Hier sien jy XY Winkels se rekening. Nou, as ons geld in die bank het, dan skuld die bank vir ons geld, en daarom moet jy hierdie verstaan, die saldo, 'n batige saldo, wat ons daar gewys het in ons bankrekening, sal 'n kredietsaldo op die bankstaat wees, aangesien die bank vir ons geld skuld. So dis 'n goeie ding om 'n kredietsaldo op jou bankstaat te hê. Nou, wanneer jy dan gedurende die maand geld ontvang, gaan jy elke keer in die KOJ skryf, gaan jy daai inskrywings in die KOJ maak, kom ons skryf hom daar, gestel jy R200 ontvang, en jy het dit in die bank gaan deponeer, dan sal die bank daar die R200 hier aan die kredietkant toon, want is geld wat ons inbetaal het, onthou dit is wat 'n deposito beteken, inbetaal het, en nou skuld die bank vir ons daai geld. Gestel ons het weer 'n verdere R300 ontvang, in die KOJ geskryf, die bank meer gemaak, onthou bank 'n bate word meer aan die debietkant, dan sal die bank op die bankstaat vir ons hierdie R300 daar moet wys. Nou dit kan gebeur, dat ons miskien geld ontvang, kom ons sê ons het R500 ontvang, en daai R500 sien ons nog nie op die bankstaat nie. Die bank het dit nog nie hier aan die kredietkant ingeskryf nie. So, dan moet ons die volgende maand gaan kyk op die bankstaat of hulle toe wel bygeskryf. Dieselfde kan gebeur. Elke keer wanneer ek 'n cheque uitskryf, as ek 'n cheque hier uitskryf vir R80, dan sal die cheque na die bank toe gevat word, gewissel word, en die bank sal sê, jy het geld uit julle rekening betaal en minder maak met R80. Sien jy dat die bankstaat aan die debietkant maak ons rekening minder, aan die kredietkant maak ons rekening meer. As ons weer 'n cheque uitgeskryf het daar vir R100 en die persoon het die cheque gaan wissel, dan weet die bank daarvan en dit trek R100 af. Maar nou kan dit ook gebeur dat ons cheques uitskryf. Kom ons sê ons het 'n cheque uitgeskryf vir R90, maar die persoon vir wie ons die cheque gegee het, nog nie daai cheque gaan wissel nie. Dan sal dit nog nie daar aan die bank sit, op die bankstaat en die bankboek aan die debietkant verskyn nie. So, die eerste wat jy moet verstaan is, daar kan ontvangstes wees wat ons reeds by ons bank bygetel het, reeds in die KOJ geskryf het, waarvan die bank nog nie kennis dra nie, of ons dit nog nie gedeponeer het nie. Daar kan ook cheques wees wat ons uitgeskryf het, ons bank mee minder gemaak het, waarvan die bank nog nie weet nie, daarom dit nog nie afgetrek het nie. Dit kan ook wees dat ons 'n bedrag as verkeerd in die bank, in ons boeke geboekstaaf het, te veel of te min, dan is ons die regstelling kan doen in ons bankrekening, deur of die rekening weer meer te maak of minder te maak. Ons kom later daarby. Maar, nou kan die volgende ook gebeur. Die bank kon byvoorbeeld vir ons iets bygesit het. Kom ons sê die bank het hier vir ons 'n rente bygevoeg waarvan ons nie weet nie, aan die kredietkant R20. Ons het dit nog nie in ons kontantontvangstoernaal nie.
As ons iets sien hier op die bankstaat, dat die bank klaar gedoen het, maar ons het nog nie, dan kan ons dit bloot gaan byskryf by die debietkant van ons bankrekening. Die teenoorgestelde, die bank het dalk aftrekkings gehad, hulle het bankkoste gehef, kom ons sê daar R60, hulle het dit klaar afgetrek, ons weet nog nie daarvan nie, ons kan dit gaan byskryf in ons bankrekening. Natuurlik kan dit ook gebeur dat die bank foute maak, dat te veel of te min afgetrek, sal die bank bel en op die volgende maand se bankstaat sal dit regstel. Ons moet nou 'n manier kry om te kontroleer of hulle wel hierdie depositos, waarvan hulle dalk nog nie weet nie, bygetel het, die checks afgetrek het, of dalk foute reggestel het. En dit is waarna ons in hierdie hoofstuk gaan kyk, bankversoening. Nou, kyk baie mooi, dit wat ek nou net hier vir jou gesê het, die bankrekening teenoor die bankstaat. Dis die eerste ding wat jy baie mooi moet verstaan, wat die verskil is tussen 'n bankrekening en 'n bankstaat. Die bankrekening in die algemene grootboek is waarheen die onderneming ons, elke maand die kontantontvangste en kontantbetalingsjoernale oorboek, ten einde die saldo te bepaal van die geld wat ons onderneming in die bank behoort te hê. Onthou dat die geld in die bank vir die onderneming 'n bate is, dit het ek vir jou gewys, en dat die bankrekening aan die debietkant vermeerder as ons geld ontvang en die kreditkant verminder as ons geld betaal, en daar sien jy dit skematies voorgestel. Daar is my bank, hy vermeerder aan die debietkant, jy kan sommer daar vir jou 'n plusie skryf, vermeerder aan die debietkant, en hy verminder aan die kredietkant. So alle ontvangstes, of direkte inbetalings gaan ons hier in die bank se debietkant byskryf, checks wat ons uitskryf, of as die bank dalk iets afgetrek het aan die kredietkant. Goed, op hulle beurt hou die bankboek van al die banktransaksies rakende die onderneming, ten einde te bepaal hoeveel geld die onderneming volgens hulle, dis nou volgens die bank beskikbaar het. Aan die einde van elke maand ontvang ons, die onderneming, 'n bankstaat vanaf die bank. Dit is nou ons rekening in die bank se boeke. Die bankstaat, daar sê ons dit is die onderneming se rekening in die bank se boeke, en dit word in die vorm van 'n krediteure grootboekrekening, soos ek nou net hier vir jou gewys het, word dit vir jou aangetoon. Verder, dit toon alle banktransaksies rakende die onderneming en waarvan die bank kennis dra. So as ons 'n cheque uitgeskryf het wat nog nie by die bank gewissel is nie, dan weet die bank nog nie daarvan nie, en dan sal dit nog nie afgetrek het op die bankstaat nie. As ons 'n deposito klaar in ons KW ingeskryf het, maar nog nie vir die bank gevat het nie, sal hulle nog nie op die bankstaat het bygetel het nie. Dit is belangrik om te verstaan dat die bank die ondernemer as 'n krediteur beskou, as die ondernemer geld in die bank het. Alle inbetalings deur die onderneming gemaak, dis nou depositos, sal dus maak dat die bank meer geld aan die onderneming skuld, en sal op die bankstaat, daar is belangrik, gekrediteer word. Indien die onderneming egter geld onttrek, checks uitskryf, beteken dit die bank skuld vir die onderneming minder, en die bedrag word dus by die bankstaat gedebiteer, en daar is dit veel mooi uiteengesit. Die bankstaat, debietkant is waar hulle dit wat ons in die bank het minder maak, so alle checks, aftrekkings, bankkoste wat hulle gehef het, of rente op oortrokke rekening, sal die debietkant verskyn. Kredietkant is waar die bank ons rekening meer maak, alle depositos gemaak, direkte inbetalings, as ons rente verdien het, gaan het van daarby sit. En nou, hierdie is baie belangrik, 'n kredietsaldo. 'n Kredietsaldo is goed vir ons, dis 'n batige saldo, en 'n debietsaldo volgens die bankstaat beteken ons is oortrokke, ons skuld eintlik dan vir die bankgeld. Indien die onderneming 'n positiewe, batige saldo volgens die bankstaat het, beteken dit dat daar geld in die bank is. Met ander woorde, die bank skuld aan die onderneming geld, en daarom sal die bankstaat in so 'n geval 'n kredietsaldo toon, daar het ek vir jou gewys. Indien die onderneming egter 'n oortrokke saldo volgens die bankstaat het, beteken dit dat meer geld uit die bank onttrek is as wat beskikbaar was. Met ander woorde, die onderneming het geld by die bank eintlik maar geleen, en ons skuld aan die geld vir die bank, en daarom sal die bankstaat 'n debietsaldo toon as dit oortrok is. Nou dit sal elke maand gebeur dat daar transaksies is wat die onderneming aangegaan het en reeds in die KW en KB geboekstaaf het, maar waarvan die bank nog nie weet nie. Voorbeeld het ek vir jou gewys, ons het 'n cheque uitgereik, maar die persoon vir wie ons die cheque gegee het, nog nie by die bank daai cheque aangebied vir betaling nie. Of depositos wat ons klaar in die KW geskryf is nog nie deur die bank op die bankstaat bygetel nie. Andersom,
kan daar ook transaksies raak in die onderneming wees, wat reeds op die bankstaat voorkom, maar nog nie deur die onderneming in die kontantjoernale geboekstaaf is nie. So byvoorbeeld het iemand dalk geld direk in die rekening inbetaal. Dit gebeur deesdae baie met elektroniese betalings. En eers toe ons die bankstaat kry, toe sien ons dit. Bankkoste die bank dalk gehef, of rente bygesit of gehef, ons weet nog nie daarvan nie. Kom ons kyk. Kortom, en dit is wat ek vir jou in opsommend wil sê, aan die einde van die maand sal die saldo van die bankstaat, dit wat die bank sê ons in die bank het, en die van die bankrekening verskil, as gevolg van transaksies wat nog nie in beide die bank en die ondernemingsgeboekstaaf is nie. En as gevolg, dit kan ook wees as gevolg van foute, wat dalk deur een van die partye gemaak is. Nou kom ons gaan kyk na hierdie bankversoeningsproses. Die bankversoeningsproses. Aan die einde van elke maand moet die redes vir die verskille tussen die saldo van die bankrekening en die saldo van die bankstaat gesoek word. Ons moet inskrywings maak om dit reg te stel of te verduidelik. Indien die bankstaat bedrae toon, hierdie is lekker maklik, waarmee die bank reeds die onderneming se rekening vermeerder of verminder het, maar wat die onderneming nou eers, ons die bankstaat van die bank kry aan die einde van die maand, sien ons dit eers, kan hierdie vermeerderings of verminderings bloot bygeskryf word in die onderneming se bankrekening of die kontantjoernale, sodat die transaksies daarna in albei partye se boeke voorkom. Die bank het bankkoste gehef, ons sien dit, ons trek dit af by ons banksaldo. Die bank het rente bygesit vir ons sien dit, ons tel dit by ons banksaldo. Indien dit uit die bankstaat blyk dat die onderneming 'n foutiewe inskrywing in een van die kontantjoernale gemaak het, dit gebeur gereeld. Jy het 'n cheque uitgeskryf vir R980, dis die regte bedrag, maar toe skryf jy in jou KB net 890. So toe die cheque gewissel word, sien ons die regte bedrag, 980, op die bankstaat, dan beteken dit, ons moet 'n regstelling maak. Hierdie fout kan dadelik reggestel word deur 'n kontra-inskrywing in die bankrekening of in die kontantjoernale. Ons gaan dit net in detail behandel. Die onderneming kan dus enige vermeerderings, verminderings of regstellings van foute wat deur die onderneming gedoen moet word, dadelik in hulle boeke aanteken ten einde die korrekte banksaldo te bereken. Maar nou die teenoorgestelde. Dit is sodat bankstate word gewoonlik slegs aan die einde van elke maand deur die bank uitgestuur. So dit sal nie moontlik wees om dadelik die regstellings en byvoegings wat deur die bank gemaak moes word te kontroleer nie. En daarom gaan ons 'n ander proses volg, en dis waarby ons gaan uitkom, die bankversoeningsproses. Die onderneming sal transaksies wat reeds deur ons self, die onderneming geboekstaaf is, en wat die banksaldo klaar vermeerder of verminder het, maar wat nog nie deur die bank op die bankstaat aangetoon is nie. Of, dalk kry ons die bankstaat en die bank het 'n fout gemaak. Foute wat dalk deur die bank gemaak is. Op so 'n manier moet boekstaaf, dat dit gekontroleer kan word. Daar is waar alles gaan, ons wil volgende maand kontroleer of hulle dit wel reggestel het. Gekontroleer kan word, want die bank aan die einde van die volgende maand vir die onderneming 'n bankstaat stuur. Nou die onderneming stel vir hierdie doel 'n staat op wat ons noem 'n bankversoeningsstaat. Die bankversoeningsstaat bevat net daai 3 goed. Dit kan in die eerste plek deposito's bevat wat ons as onderneming klaar bygetel het, maar by die bank volgende maand nog moet bytel of krediteer. Checks wat reeds deur die onderneming afgetrek is by die bank, maar wat nog nie gewissel is nie, dit moet ook daar aangeteken word. Dan moontlike foute wat deur die bank gemaak is, gaan ons ook daaraan aanteken om onsself te herinner om te kontroleer of hulle dit volgende maand reggestel het. Die bankversoeningsstaat, natuurlik moet met die volgende maand se bankstaat wat vir die bank ontvang word, vergelyk word ten einde te kontroleer of hulle toe nou wel daai deposito bygetel het, wel daai checks gewissel het, wel daai foute reggestel het. Goed, om die bank wel die nodige inskrywings vir die vermeerderings, verminderings wat nie op die vorige maand se bankstaat voorkom het nie, asook inskrywings vir die regstellings van bankfoute of hulle dit wel gedoen het. Nou hier is 'n voorbeeld van 'n bankversoeningsstaat. Die bankversoeningsstaat sal begin en sal sê, goed, volgens die bankstaat wat ons ontvang het ons 'n debietsaldo van R1000. So die bank sê, ons skuld eintlik vir hulle R1000, ons is R1000 oortrokke. Maar, hulle weet nie van daai deposito wat hulle nog moet bytel nie. Daar staan krediteer uitstaande deposito 6000. Dit beteken, hierdie 6000
was in ons KWE, die bank het nog nie bygetel nie, so die bank moet dit nog bytel. Onthou, die kredietkant is waar die bank ons rekening meer maak. Maar die volgende ene, debiteer checks nog nie aangebied vir betaling nie. Hier's 3 checks wat ons uitgeskryf het, klaar in ons KBE afgetrek het. Die oomblik as die persoon wat die check het dit gaan wissel, sal die bank dit ook aftrek of debiteer. R1.200, R3.000 en R4.000. Dan foute wat die bank gemaak het. Die bank het, lyk vir my, foutiewelik 'n bedrag van R200 afgetrek op hierdie maand se bankstaat. Ons sê hulle moet dit terugtel of krediteer. Dis daai R200. Maar hulle het ook 'n bedrag van R500 verlede maand foutiewelik bygetel of gekrediteer op die bankstaat wat hulle volgende maand moet aftrek. Nou as jy die sommetjie doen en jy sê minus 1000 plus daai 6000 deposito, minus hierdie 1200 check, minus daai 3000 check, minus daai 4000 check, plus die R200 wat hulle nog moet bytel, minus die 500, dan gaan jy 'n saldo kry volgens die bankstaat van ook minus 3500 of dan nou 'n debit saldo. En hier sien jy, as hulle dit alles gedoen het, dan sal hulle ook die saldo kry wat ons volgens die bankrekening het van R3500. Hierdie bedrag van die bankrekeningssaldo, as jy hom gaan inskryf aan die kredietkant waar hy hom afgebring het, dan behoort hierdie bankversoeningsstaat te balanseer op R9700 en ons het die redes vir die verskil tussen daai R1000 en daai R2500. Daar lê die redes vir die verskil. En kom ons kyk stapsgewys na die bankversoeningsproses. Wanneer ons die bankstaat ontvang, dan kyk ons of daar enige items op die bankstaat wat nog nie in die ondernemingsboeke is nie. So stap 1, teken alle vermeerderings of verminderings wat op die bankstaat voorkom, maar nog nie in die onderneming se kontantjoernale geboekstaaf is nie, aan deur inskrywing sommer direk in die KW en KB of in die bankrekening te maak. Debietkant jy wil meer maak, kredietkant minder. Tipiese voorbeelde van waar die bank ons rekening kon vermeerder waarvan ons nie weet nie. Rente op lopende rekening bygesit. Iemand het dalk direk geld in ons bankrekening inbetaal vir iets soos huur, inkomste. Dit skryf ons by. Voorbeelde van verminderings, dit wat die bank dalk reeds afgetrek het, is iets soos bankkoste. Ons sien dit eers op die bankstaat, ons gaan dit nou aftrek. Rente op oortrokke rekening, ons gaan dit ook by ons bank moet aftrek. En dan enige aftrekorder. Ons kom nou by aftrek en debietorders wat ons geteken het wat die bank namens ons oorbetaal, versekering. Ons sien dit eers op die bankstaat, dus moet ons dit nog byskryf. Tweede plek, kom ons kontroleer of daar enige foutiewe inskrywings deur die onderneming gemaak is. Dit kan reggestel word deur 'n kontra-inskrywing, kontantjoernale of sommer direk in die bankrekening te maak. Voorbeelde van sulke foute is die bedrag op 'n cheque of 'n deposito wat deur die onderneming te veel of te min in die joernale ingeskryf is, kan dadelik reggestel word. Ons gaan dit ook nou in detail behandel. As jy klaar alles bygeskryf het en reggestel het, dan bepaal jy gewoonweg die korrekte saldo van die bankrekening nadat jy al hierdie inskrywings gedoen het. En nou kan jy gaan en die bankversoeningsstaat opstel. Die bankversoeningsstaat begin met die saldo wat jy gekry het op die bankstaat. 'n Debietsaldo as hy oortrokke is, 'n kredietsaldo as ons geld in die bank het. Dan kyk ons, is daar enige depositos wat ons reeds in ons KW het wat die bank nog nie het nie. Ons sê krediteer die uitstaande depositos wat reeds in die onderneming se boeke as 'n vermeerdering geboekstaaf is, maar nog nie deur die bank op die bankstaat bygetel is nie. Dit is sodat ons volgende maand kan kontroleer of hulle dit wel bygetel het. Checks, indien ons checks uitgeskryf het, reeds by die KBE afgetrek het, die bank moet nog debiteer. Debiteer checks wat reeds in die onderneming se boeke as 'n vermindering aangeteken is, maar nog nie by die bank vir betaling aangebied is nie. In die vierde plek, toon enige foutiewe vermeerderings of verminderings wat die bank dalk op die bankstaat gemaak het, hulle foute. En dan moet jy dit toon as 'n teenoorgestelde inskrywing hoe hulle dit gaan regstel die volgende maand. Jy eindig dan met die debit of kredietsaldo volgens jou bankrekening en as jy dan die debit en kredietkant van die bankversoeningsstaat optel, moet dit balanseer. Nou, natuurlik het jy die bankversoeningsstaat opgestel juis om dit te vergelyk met volgende maand se bankstaat. Hierdie is 'n baie belangrike aspek. Vergelyking van die huidige maand se bankstaat met die vorige maand se bankversoeningsstaat. 'n Bankversoeningsstaat word juis opgestel sodat dit met die volgende maand se bankstaat vergelyk kan word
om sodoende kontroleer of die bank toe wel die uitstaande posito bygetel het, wel die checks afgetrek het as hulle gewissel is, en ook om die foute wat hulle op die vorige maand se bankstaat gemaak het, of hulle dit wel reggestel het. Indien die vorige maand se bankversoeningsstaat dus gegee word, want ons net by ons voorbeelde kom, gaan ons 2 voorbeelde doen, sodat ons hierdie kan kontroleer, moet dit eers met die huidige maand se bankstaat vergelyk word, om te kontroleer of die deposito's wat uitstaande was, nou wel bygetel is. Die checks wat nog nie gewissel is nie, ook nou gewissel is, of die foute reggestel is. Natuurlik, indien dit nie die geval is nie, moet jy die bank kontak, en 'n verduideliking vra, hoekom het hulle die foute reggestel nie. Maar let natuurlik daarop, dat 'n check wat uitgeskryf is, daai persoon vir wie hom gee, hy kan 6 maande neem, voor hy hom wissel, dan eers is die check verouderd. 'n Check kan dus vir 6 maande as uitstaand op die bankversoeningsstaat verskyn, indien die persoon aan wie die onderneming check uitgereik het, dit nog nie by die bank gaan wissel het nie. Nou kom ons kyk net vinnig weer na die uitstaande deposito's. Wanneer geld deur die onderneming ontvang word, word die bankrekening se saldo dadelik daarmee vermeerder. Ons skryf dit in die KW, ons debiteer die bank daarmee, daar aan die debietkant van die bankrekening. Die geld word ook gewoonlik so gou moontlik in die bank gedeponeer. So dit behoort eintlik op die bankstaat wat ons gaan ontvang te verskyn. Maar nou sien jy, dit kan egter gebeur dat die geld nie dadelik gedeponeer word nie. Of ons is laat by die bank is al toe of hulle klaar bankstate gedruk, nadat dit ons het in die onderneming se boeke klaar aangeteken is nie. Of die bank het dalk net vergeet om dit aan te teken en gevolglik verskyn dit nie op die bankstaat nie. Natuurlik gaan die effek hiervan nou wees dat die onderneming reeds die bedrag by die banksaldo getel het, maar dat die bank dit nog nie gedoen het nie. En dis 'n rede hoekom die saldo van die bankrekening en die saldo van die bankstaat gaan verskil. So deposito wat reeds deur die onderneming bygetel is, maar eers op volgende maand se bankstaat deur die bank bygetel of gekrediteer gaan word, moet dus op die huidige maand se bankversoeningsstaat as uitstaande getoon word. Natuurlik, sodat ons volgende maand op die bankstaat kan kontroleer of dit wel bygetel is. Ons gaan die voorbeeld nou baie duidelik daaroor doen. Checks, wat nog nie aangebied is betaling nie. Sodra ons onderneming 'n check uitreik vir enige betaling, word die saldo van die bankrekening dadelik verminder, want ons skryf dadelik die check in die KB, boek dit oor na die kredietkant van die bankrekening. Maar nou, die nemer van die check, die persoon vir wie ons die check gegee het egter 6 maande tyd om die check by die bank te gaan wissel en die geld uit die onderneming se bankrekening te trek. Die bank toon die vermindering van die onderneming se banksaldo dus eers as 'n debiet op die bankstaat, eers wanneer die check aangebied word vir betaling. Die effek hiervan is dat die onderneming reeds die bedrag by die banksaldo afgetrek het, maar dat die bank dit nog nie gedoen het nie. So weer eens, die saldo van die bankrekening en die saldo op die bankstaat sal dus verskil. Nou sulke checks wat reeds deur die onderneming afgetrek is, sal eers op die volgende maand se bankstaat of 2, 3, 4 maande daarna afgetrek word. Dit moet dus op die huidige maand se bankversoeningsstaat as uitstaande getoon word, sodat ons volgende maand die bankstaat kan kontroleer of dit wel gewissel afgetrek is. Onthou, die nemer van die check het 6 maande tyd om te gaan wissel, gevolglik kan 'n check vir 6 agtereenvolgende maande as uitstaande op die bankversoeningsstaat verskyn, voordat dit eers verouderd is, en dan sal ons daai check kanselleer, soos jy later gaan sien. Stoporders of debietorders. Nou daar is sekere uitgawes wat elke maand betaal moet word. Sekere betalings soos versekering, telefoon, waterrekstyd word elke maand deur die onderneming gemaak. Nou indien die onderneming nie elke maand 'n check daarvoor wil uitskryf nie, kan die onderneming by die bank 'n debietorder of 'n stoporder trek of teken. Dit beteken dan dat die bank elke maand outomaties hierdie oorbetalings namens die onderneming gaan doen en dit dan as 'n aftrekking of 'n debiet op die bankstaat sal wys. Nou, ons sien dit eers as ons die bankstaat ontvang. Die effek hiervan is dat die bank reeds die bedrag by die bankstaat saldo afgetrek het, maar dat die onderneming dit nog nie by die bankrekening afgetrek het of in die KB geskryf het nie. Weereens, dis 'n rede hoekom die saldo van die bankstaat en die saldo van die bankrekening kan verskil. Maar nou werk hierdie lekker maklik.
alle betalings of aftrekkings wat ons so outomaties sien op die bankstaat, moet dadelik sodra die bankstaat ontvang is, in die onderneming se kontantbetalingsjoernaal of natuurlik die kredietkant van die bankrekening aangeteken word. So die bank het dit namens ons betaal, ons sien dit nou eers, ons skryf dit by. Die teenoorgestel daarvan, direkte inbetalings of oordragte. Dit is algemene praktyk, dis lekker maklik deesdae, almal het elektroniese bankdienste, dat persone wat geld aan die onderneming skuld, vir byvoorbeeld huurinkomste, debiteer wat geld inbetaal, ensovoorts, die geld elektronies oorplaas in die ondernemingsrekening. Die onderneming sien dit eers, en neem kennis, eers dat die geld in die rekening inbetaal is, as hulle die bankstaat ontvang. Die effek hiervan is dat die bank, op die bankstaat, reeds die bedrag by die bankstaat saldo getel het, maar dat die onderneming dit nog nie by die bankrekening gedoen het nie. Die saldo van die bankstaat en die bankrekening sal dus verskil. Nou, alle sulke inbetalings, alle inbetalings wat direk op die ondernemingsbankrekening gemaak is, moet dadelik as die bankstaat ontvang is, in die onderneming se kontantontvangstuurnaal, of natuurlik aan die debietkant van die bankrekening aangeteken word, sodoende ook die bankrekening se saldo te vermeerder. Kom ons kyk vervolgens na bankkoste. Onthou, bank doen niks vir jou verniet nie. Daar is sekere kostes wat die bank maandeliks van hulle kliënte vorder. Dit kan nou goeders wees soos chequeboekfooie, kontanthanteringsheffing, as jy daai geld gaan deponeer, hulle moet vir jou tel. Kostes van daai debietorders, as hulle die geld namens ons aan iemand oorbetaal, dan vra hulle koste daarvoor. Baie belangrik, al hierdie kostes word saamgevoeg in een uitgawerekening. Jy het op verlede jaar graad 10 mee te doen gekry, bankkoste. Nou die bank stuur nie vir jou rekening en sê betaal jou bankkoste nie. Nee, kyk hier, die bank trek hierdie bankkoste outomaties af, deur dit op die bankstaat te debiteer, om sodoende die saldo volgens die bankstaat te verminder. Maar die onderneming sal eers kennis neem van hierdie aftrekkings wanneer ons die bankstaat ontvang. Weereens is die effek hiervan dat die bank reeds die bedrag by die bankstaat saldo afgetrek het, maar dat die onderneming dit nog nie in die bankrekening gedoen het nie. Die saldo op die bankstaat sal dus minder wees as die saldo op die bankrekening. En nou, die oomblik as jy die bankstaat ontvang en jy sien daar was bankkoste, al hierdie aftrekkings vir bankkoste, wat die bank ten opsigte van bankkoste gemaak het, moet as een gesamentlik bedrag dadelik as die bankstaat ontvang is, in die onderneming se kontantbetalingsjoernaal of sommer dadelik aan die kredietkant van die bankrekening aangeteken word. Bank het bankkoste afgetrek, ons sien dit op die bankstaat, ons gaan skryf dit by aan die kredietkant van ons bankrekening. Rente. Indien die onderneming volgens die bankstaat 'n gunstige saldo, 'n batige saldo, dis nou 'n kredietsaldo het, dan gaan die bank vir ons rente op hierdie kredietsaldo gee. Onthou, rente op 'n chequerekening is baie lae rentekoers, maar jy verdien rente op daai kredietsaldo. Rente op lopende rekening, dis die inkomsterekening se naam, word direk deur die bank bygevoeg. Hulle stuur nie vir ons 'n cheque af en sit klaar op die bankstaat by, deur dit op die bankstaat te krediteer. Die onderneming sal eers wanneer die bankstaat ontvang is, kan sien of daar rente bygevoeg is. Natuurlik is die effek dat die bank reeds die bedrag bygetel het by die bankstaat saldo, maar dat die onderneming dit nog nie in die bankrekening gedoen het nie. So ons sal dit in die kontant ontvangstuurnaal moet gaan byskryf, nee, die saldo by die bankstaat is dus meer as die saldo by die bankrekening. En nou die belangrike stukkie, alle renteoplopende rekening wat direk deur die bank bygevoeg is, moet dadelik as die bankstaat ontvang is, ook in die onderneming se boeke aangeteken word, deur dit in die kontantontvangstuurnaal of sommer direk aan die debietkant van die bankrekening aan te teken, om sodoende ook die bankrekening se saldo te vermeerder. Dit is as ons rente verdien, maar kyk wat gebeur as ons 'n oortrokke saldo het. Indien die onderneming volgens die bankstaat egter 'n ongunstige of 'n oortrokke saldo het, dit wil sê 'n debietsaldo volgens die bankstaat, word rente gehef op hierdie debietsaldo volgens die bankstaat. Rente op oortrokke rekening of rente op oortrekking, dis die uitgawe, word direk deur die bank afgetrek deur dit op die bankstaat te debiteer, en die onderneming sal eers wanneer die bankstaat ontvang kan sien of daar rente gehef is. Weereens is die effek hiervan dat die bank reeds die bedrag by die bankstaat saldo afgetrek het, maar dat die onderneming dit nog nie by die bankrekening afgetrek het nie. Die saldo by die bankstaat sal dus minder wees
as die saldo op die bankrekening. Wat moet ons doen? Alle rente op oortrokke rekening wat direk deur die bank afgetrek is, moet dadelik as die bankstaat ontvang is in die onderneming se kontantbetalingsjoernaal of soos ek gesê het, sommer aan die kredietkant van die bankrekening aangeteken word om sodoende ook die bankrekening se saldo reg te stel. Regstellings van foute of weglatings. Nou die eerste belangrike ding is, ons moet hier besef wie die fout gemaak. Is dit ons of is dit die bank? Eerste plek, ons het 'n fout gemaak. Wanneer 'n fout deur die onderneming met die boekstawing van die bedrag in een van ons kontantjoernale gemaak is, die bedrag is dalk te veel of is te min aangeteken, dan moet dit dadelik deur een van die volgende inskrywings reggestel word. Onthou nou, ons kry die bankstaat, ons het in ons KOE geskryf, ons deponeer R200. Kry die bankstaat, daar staan, dit is eintlik R2000, soos dit R1800 te min in die KOE. Dan moet ons dit gaan bysit daar. Goed, indien die bedrag te veel in die kontantjoernale aangeteken is, moet 'n kontra-inskrywing, so my KOE was te veel, ek het my bank met te veel meer gemaak, 'n kontra-inskrywing van die verskil in die teenoorgestelde joernaal, of aan die teenoorgestelde kant van die bankrekening gemaak word, ten einde by die regte bedrag uit te kom. Dis op die eind waar het gaan, jy wil op die eind by die regte bedrag uitkom. Natuurlik sal die besonderhede van die ontvangs of die betaling, daar in die diverse kolom, dieselfde bly. Maar indien die bedrag as te min aangeteken is, moet 'n inskrywing van die verskil natuurlik in dieselfde joernaal, of aan dieselfde kant van die bankrekening gemaak word, om by die korrekte bedrag uit te kom. Van hierdie gaan jy baie voorbeelde later sien. Nou, as die fout egter deur die bank gemaak is op die bankstaat, sal die bank dit eers op die volgende maand se bankstaat kan regstel. So 'n inskrywing moet dus op die bankversoeningsstaat gemaak word, sodat ons kan kontroleer of die regstelling volgende maand wel gemaak is. Indien die bank 'n bedrag verkeerdelik op die bankstaat bygetel het, hulle het hom gekrediteer, of hulle het 'n deposito as te veel getoon, of hulle het 'n cheque aftrekking as te min. Dit wil sê, hulle moet ons rekening volgende maand weer minder maak. Moet die inskrywing debiteerbedrag foutief gekrediteer op die bankversoeningsstaat verskyn, sodat ons kan kontroleer of daai vermindering op volgende maand se bankstaat wel plaasvind. Indien die bank 'n bedrag verkeerdelik afgetrek het, hulle deposito dalk as te min getoon, aftrekking is te veel, so hulle moet ons rekening weer meer maak, maak ons die inskrywing krediteerbedrag foutief gedebiteer op die bankversoeningsstaat, sodat hierdie vermeerdering volgende maand gekontroleer kan word. 'n deel wat jy verlede jaar mee baie te doen gekry het, is checks wat geweier of gekanselleer is. Nou onthou, wanneer ons 'n check van 'n debiteer ontvang, dan word die bedrag dadelik in die kontantontvangsjoernaal en ook in die debietkant van die bankrekening aangeteken, om sodoende die saldo van die bankrekening te vermeerder. Debiteer het ons 'n check gebring, ons skryf dit in die KOE, ons maak ons bank meer, ons maak hulle rekening skoon. Maar die bank sal egter eers die saldo op die bankstaat vermeerder wanneer die geld uit daai debiteur, daai trekker van die check, se rekening oorbetaal is. Nou soos jy reeds gesien in graad 10, soms gebeur dit dat debiteur ons met 'n check betaal, maar dat die geld om een of ander rede nie na ons oorbetaal kan word nie. Redes kan wees onvoldoende fondse, hy het die geld in sy rekening nie. Die check is nie volledig ingevul nie, hy is nie geteken nie. Die bank stuur so 'n check aan ons terug met die opmerking: verwys na trekker, gaan terug na die ou check uitgeskryf het, gaan vra vir 'n nuwe check. Nou die effek hiervan is dat die onderneming reeds die bedrag by die bankrekening saldo, dis in ons grootboek getel het, maar dat die geld toe nie ontvang is nie. Checks wat van debiteer ontvang is, maar deur die bank geweier is, moet ons mos nou kanselleer. Ons het die KOE geskryf, nou moet ons kanselleer in die KBE. Kanselleer deur 'n kontra-inskrywing in die kontantbetalingsjoernaal of aan die kredietkant van die bankrekening te maak, om sodoende weer die saldo van ons bankrekening minder te maak. Ja, as hy weer vir ons 'n check bring, skryf ons hom eers weer dan in die KOE. Die betrokke debiteer se rekening word dan ook weer vermeerder. Onthou net, indien daar korting betrokke was op die geweierde check, word die korting in die algemene joernaal, hierdie is 'n fout wat baie gemaak word, die korting word in die algemene joernaal gekanselleer. Dit het geen effek op die kontantjoernale of in hierdie bankversoeningsproses nie. Nou, en hierdie hoop ons nie gebeur baie nie. Wanneer 'n check vir enige betaling deur ons, die onderneming, uitgereik word,
gaan ons die bedrag dadelik in die kontantbetalingsjoernaal en ook aan die kredietkant van die bankrekening aanteken om sodoende die saldo van die bankrekening te verminder. Ons skryf 'n cheque uit, ons skryf dit dadelik in die KB, maar nou kan dit gebeur. Soms gebeur dit dat ons, die ondernemer, 'n cheque uitreik, maar dat betaling van die cheque dan om een of ander rede gestop word. Die cheque moet dan gekanselleer word. So ons het vir iemand 'n cheque gegee, dit gebeur baie keer, ons is nie tevrede met die werk nie, gelukkig het hy nog 'n cheque gaan wissel nie, ons wil die cheque stop. Daar's verskeie redes waarom betaling van cheque gestop kan word. Cheque het dalk verlore geraak, dit gebeur gereeld. Cheque is verouderd na 6 maande. Ons het dalk nie tevrede gewees met die werk, onbevredigend werk, of werk wat glad nie gedoen is nie. Nou wil ons jou nie meer betaal nie. Hoe kanselleer ons 'n cheque wat ons uitgeskryf het? Want hy kan net gekanselleer word as hy nog nie gewissel is nie. 'n Cheque word gekanselleer deur 'n kontra-inskrywing in die kontantontvangstuurnaal of aan die debietkant van die bankrekening te maak, om sodoende die saldo van die bankrekening weer te vermeerder. Jy is natuurlik ook dadelik die bank bel en sê, daai cheque-nommer mag julle nie meer wissel nie. Indien 'n nuwe cheque in die plek van die gekanselleerde cheque uitgereik word, moet dit met die nuwe cheque-nommer, dis waarna die bank nou gaan soek, die nuwe cheque-nommer, dis baie belangrik, as verwysing, weer in die kontantbetalingsjoernaal of aan die kredietkant van die bank aangeteken word. Aangesien die nuwe cheque gewoonlik nou eers uitgereik is, kan dit nog nie vir betaling by die bank aangebied word nie. Dan behoort dit gewoonlik as uitstaande op die bankversoeningsstaat te verskyn. 'n Laaste deel waarna ons wil kyk, vooruitgedateerde cheques ontvang of uitgereik. Nou wat beteken 'n cheque vooruitgedateer is? 'n Cheque wat vooruitgedateer is, beteken dit is vir 'n datum in die toekoms gedateer, wat beteken dat die cheque eers op daardie toekomstige datum by die bank gewissel kan word. Hierdie word veral gedoen as iemand weet dat daar nie nou genoeg geld in sy bankrekening is vir die betaling van iets nie, maar dat hy wel 'n bepaalde datum in die toekoms genoeg geld sal hê. Kry byvoorbeeld sy salaris. So, ek gee nou al vir jou 'n cheque vir R20.000, maar ek sê jy mag hom eers volgende maand wissel en dis die datum wat ek wil opskryf. Nou kom ons kyk nou die verskil tussen 'n vooruitgedateerde cheque ontvang en 'n vooruitgedateerde cheque uitgereik. Baie belangrik. Indien 'n vooruitgedateerde cheque ontvang is, iemand gee vir ons 'n cheque, maar ons mag hom eers volgende maand wissel, word, hierdie is baie belangrik, geen inskrywing op daai stadium toe jy die cheque gee in die kontantjoernale of in die bankrekening gemaak nie, aangesien die geld nog nie werklik ontvang is nie. Hierdie vooruitgedateerde cheques word in 'n register aangeteken en dan in datumvolgorde in die kluis of op 'n veilige plek bewaar. So eers wanneer daai datum wanneer ons hom mag wissel, daar in verskyn, dan skryf ons in die KW. En goed, en dit sê ek hierso, en eers op die toekomstige datum wat op die cheque verskyn in die kontantontvangstuurnaal en aan die debietkant van die bankrekening aangeteken om die saldo van die bankrekening te vermeerder. So hierdie sal geen effek hê op jou bankversoeningsproses nie, want ons teken dit eers aan op die dag wat ons die cheque mag wissel en eers dan sal die bank dit op die bankstaat bysit. Maar wanneer 'n vooruitgedateerde cheque uitgereik is, nou ons kan nie nou aanhou cheques uitreik en ons weet nie hoeveel geld ons het nie, word dit dadelik in die kontantbetalingsjoernaal en ook aan die kredietkant van die bankrekening aangeteken, sodat die onderneming kan weet dat die fondse reeds gespandeer is, alhoewel dit steeds in die bankrekening voorkom. Aangesien die cheque nog nie gewissel kan word nie, onthou daai ou kan nog nie 'n cheque gaan wissel nie, eers die dag van die datum wat daar verskyn, sal dit as 'n gewone uitstaande cheque op die bankversoeningsstaat gedebiteer word. Nou net 'n kantopmerkingkie wat baie belangrik is, indien dit die einde van die finansiële jaar is en jy moet 'n balansstaat opstel, gaan jy al hierdie vooruitgedateerde cheque wat uitgereik is, gaan jy terugtel by die banksaldo, want jy het klaar afgetrek, maar eintlik is die geld nog in die bank. Terugtel by die banksaldo in die nota van die kontant en kontant-ekwivalente, as ook terugtel by die saldo van krediteure, handelskrediteure, in die nota van handels- en krediteure. Aangesien die bedrag in werklikheid nog nie in die bank is nie, en ook nog nie nog in die bank is en ook nog aan krediteur geskuld word. Nou die rede hiervoor is die omsigtigheidsbeginsel. Onthou die omsigtigheidsbeginsel sê, as jy jou finansiële state wys, moet jy die mees realistiese beeld van die onderneming se finansiële posisie weerspieël. So die geld is nog in die bank, dit is nog in die bank, ons skuld dit eintlik nog, want hierdie persoon kon nog nie die cheque gaan wissel het nie.
Dit bring ons by voorbeeld 1 op bladsy 32, wat ek graag saam met jou wil doen, om al hierdie teorie toe te pas. En ek wil voorstel dat jy dalk vinnig net weer deur al die teorie kyk, en dan kyk ons na hierdie voorbeeld. Kom ons kyk wat sê die voorbeeld vir ons. Die volgende inligting het betrekking op parkhandelaars se kontantsituasie op 31 Mei 2018. So 31 Mei 2018 ontvang ons die bankstaat van die bank af, en ons moet nou die bankversoeningsproses aan die gang sit. Die opdrag sê in die eerste plek: verduidelik waarom dit belangrik is om elke maand 'n bankversoeningsstaat op te stel. Nou moet jy onthou, die bankversoeningsstaat verduidelik vir ons die verskille tussen die saldo van die bankrekening en die saldo van die bankstaat. So, kom ons kyk. In die eerste plek, die bankversoeningsstaat word opgestel vir interne beheerdoeleindes, sodat foute en weglatings vroegtydig opgespoor kan word. Dan, die banksaldo, dis nou maar ons eie boekhoudstelsel, kan teen 'n eksterne bron, dit is die bankstaat, geverifieer word. Ons kan kyk of die bank saamstem met alles wat hierdie maand gebeur het. En dan natuurlik, om te voorkom dat daar bedrog plaasvind, iemand dalk nie geld wat ons wil deponeer, gedeponeer het nie. Om bedrog te voorkom, moet 'n senior beampte die transaksies nagaan. Dit is die rede, of redes, hoekom ons elke maand 'n bankversoeningsstaat opstel. In die tweede plek sê die opdrag vir ons: bereken die regte totale in die kontantontvangste en kontantbetalingsjoernale vir Mei 2018. Stel dan die bankrekening in die algemene grootboek op, ten einde die saldo van die bankrekening op 31 Mei 2018 te bereken, en laastens, stel die bankversoeningsstaat op 31 Mei 2018 op. Nou kom ons kyk, wat word vir ons gegee. Inligting. Op 1 Mei 2018, toe die bankrekening 'n gunstige saldo van 24.510. Kom ons gaan skryf dit in by ons bankrekening. Daar is jou bankrekening. Hulle wil gegee aan die begin van die maand, 'n batige of 'n debietsaldo 2018 Mei die 1ste, saldo afgebring, en volgens die bankrekening het ons aan die begin van die maand R24.510 in die bank gehad. In die tweede plek, daar was nommer 1 gewees, die banksaldo. Nommer 2, op 31 Mei 2018, ons het nou hierdie maand handel gedryf, geld ontvang, geld betaal. Kyk hierso, baie belangrik, voordat die bankstaat van die bank ontvang is, het die kontantjoernale voorlopige totale getoon, die KOJ 56.500 en die KBJ 38.300. Nou dit sal jy sien, het ek vir daar ingeskryf, die voorlopige totaal, dit is nou voordat die bankstaat ontvang het, en nog goedjies gaan byskryf. Vir die KOJ was 56.500 en die KBJ 38.300. Maar nou, op 31 Mei 2018, ontvang ons die bankstaat van Absa. Die bankstaat toon 'n gunstige saldo. Dadelik as jy sien bankstaat gunstige saldo, is 'n kredietsaldo van 16.100. Maar by nadere ondersoek is die volgende verskille gevind. Maar kom ons gaan skryf nou eers op ons bankversoeningsstaat. Dis mos so lekker as jy antwoordblad het. Op jou bankversoeningsstaat, wat jy hierso sien, van parkhandelaars op 31 Mei 2018. Toe ons die bankstaat kry, toe sê hulle dis 'n batige saldo, soos 'n kredietsaldo. Volgens die bankstaat het hierdie onderneming R16.100 in die bank. Nou, ons gaan nou lees wat die redes is vir die verskille tussen die bankstaatsaldo en die bankrekeningsaldo. In die eerste plek, toe ons nou gaan kyk na die bankstaat, toe sien ons die volgende. Nommer A, die maandelikse debietorder vir versekering is op die bankstaat, nee, items wat op die bankstaat verskyn, maar nie in die kontantjoernale. So ons het 'n debietorder geteken, die bank betaal elke maand namens ons R3.000 oor, ons sien dit nou op die bankstaat, ons moet dus dit in die KBJ, moet ons dit gaan byskryf, om nou ook ons bankrekening minder te maak, en sien jy op die antwoordblad, is plek daarvoor, versekering van R3.200,
moet ons die bank nog meer minder maak. Die volgende enetjie, nommer B. Op die bankstaat is daar 'n direkte deposito. Iemand het geld inbetaal op ons rekening, ons sien dit nou op die bankstaat, gemaak deur 'n debiteur as betaling op sy rekening R2900. Debiteur het geld direk inbetaal, ons moet ons bank daarmee gaan meer maak. Ons gaan skryf dit by, op die bankstaat sien ons dat 'n debiteur geld inbetaal het, so sal debiteur kontrole gaan minder maak en bank meer maak, en hierdie debiteur het R2900 inbetaal. Volgende enetjie. Nommer C sien ons op die bankstaat 'n bedrag van R8500 is weer eens direk in die onderneming se bankrekening inbetaal ten opsigte van huurgeld. Iemand het huurgeld inbetaal, ons sien dit eers op die bankstaat, ons skryf dit by aan die debietkant van die bankrekening of die kontantontvangstjoernaal, huurinkomste R8500. Lekker maklik, ons is besig om dit wat op die bankstaat verskyn en nie in die bank nie, of in ons ondernemingsboek in die by te skryf. Nommer D. Die bank het bankkoste van R1300 gehef. Ons sien op die bankstaat, dis afgetrek, ons moet dit nog van ons rekening aftrek en ons KBJ inskryf, daar is die inskrywing. Bankkoste is afgetrek R1300. Volgende transaksiekie, nommer E. Rente is verdien op die kredietsaldo volgens die bankstaat R290. Dis goed. Die bank het vir ons rente bygesit, so ons moet nou ook ons rekening gaan meer maak. Kontantontvangstjoernaal, debietkant van die bank, rente op lopende rekening R290 is bygesit. Nommer F. Die bankstaat toon 'n deposito ten opsigte van verkope. Die deposito toon hulle as R23.800. Die bedrag verskyn egter in die kontantontvangstjoernaal as R32.800. Die bankstaat is korrek. So ons het in ons KOJ het ons R32.800 geskryf as ontvangste, maar die regte bedrag is eintlik net R23.800. Natuurlik is verkoop ook daarmee gekrediteer. Ons het dus meer geskryf in die KOJ as wat ons moes. Ons gaan 'n kontra-inskrywing in die KB maak wat sê die verskil tussen daai twee bedrae. Die verskil tussen die R32.800 wat ons ingeskryf het en die R23.800 wat moet wees, daai bedrag R9.000 moet ons rekening mee minder gemaak word. Verkope sal natuurlik ook daarmee dan gedebiteer word. Die volgende enetjie, nommer G. Check nommer 278 ten opsigte van advertensies is by die bank gewissel. Die bedrag op die check is R5.500. Dis die regte bedrag toe hulle wissel. Maar hierdie check is verkeerdelik in die kontantbetalingsjoernaal as net R3.500 ingeskryf. So ons het R2.000 te min in ons KBJ. Daarom is advertensies ook met te min gedebiteer. Ons moet 'n inskrywing gaan maak aan dieselfde kant van die bankrekening of dan nou ook in die KBJ om daai verskil, die R3.500 wat ons ingeskryf het, te verander sodat dit R5.500 is. So R2.000 moet nog aan die kredietkant bykom. Nommer H. 'n cheque is van 'n debiteur ontvang vir R8.200 ter vereffening van sy rekening van R9.000, so daar was R800 korting, maar dis deur die bank teruggestuur saam met die bankstaat gemerk VT. Toe ons die cheque ontvang het, het ons dit hier in die KOJ geskryf, dis ingesluit by daai voorlopige totaal wat jy daar sien, die R56.500. Asof ons die geld ontvang het. Nou op die cheque, so ons moet dit gaan kanselleer, en onthou nou baie belangrik, ons kanselleer net die bedrag wat ons ontvang het, die korting word in die algemene joernaal gekanselleer, net die R8.200 word hier gekanselleer. Nommer I. Check nommer 133 wat op 28 November 2017 uitgereik is vir handelsvoorraad R4.300. Nou pas op, ons is nou by 31 Mei 2018. So as jy nou tel van 28 November 2017 af, dan het hierdie ou tyd gehad om te wissel vir 6 maande. Soos 28 Desember, 28 Januarie, 28 Februarie, 28 Maart, 28 April, 28 Mei, 3 dae gelede is die cheque verouderd. Dis uitgereik vir handelsvoorraad R4.300. Dit is nog steeds nie by die bank aangebied vir betaling nie.
Die handelsvoorraad is reeds ontvang. Nou natuurlik kan ons nie handelsvoorraad nou weer krediteer nie, want ons het die handelsvoorraad, so die inskrywing sal wees, ons skuld eintlik weer vir jou die geld, maar cheque 133 kan nie meer gewissel word nie. Toe ons hom uitgeskryf het ons hom geskryf in die KB, aan die kredietkant, nou moet ons die cheque kanselleer, want hy's verouderd. Daar is die inskrywing. Interessant dat dit krediteure kontrole is, want die handelsvoorraad het ons ontvang. As dit dan nou later blyk dat hierdie mense nie meer bestaan waar ons by gekoop het, of ons gaan nie vir 'n nuwe cheque gee nie, nêrens sê ons gee 'n nuwe cheque nie, dan sal jy vir 'n inkomsterekening skep en sê, ons het daai 4300 se handelsvoorraad verniet gekry, maar jy kan nie handelsvoorraad krediteer nie, want dan lyk dit of jy handelsvoorraad minder gemaak het of teruggestuur het. Krediteure kontrole, R4300. Ons het cheque gekanselleer. Die laaste enetjie, nommer J, cheque 280, is aan die Dierebeskermingsvereniging DBV uitgereik as 'n donasie vir R500. Hulle het ons laat weet dat die cheque verlore geraak het. Die cheque moet gekanselleer word. Dit is nou daai cheque nommer 280, so jy moet hom kanselleer, maar ons gaan vir hulle 'n nuwe cheque gee. Ons vervang dit met cheque 290 sodat hulle steeds die donasie kan ontvang. So hier's twee dele. Die eerste deel, kom ons kanselleer die cheque. Donasies gaan ons krediteer en belangrik, daai cheque 280 kan nou nie meer gewissel word nie. Ons gaan nie meer soek vir hom op die bankstaat nie. Hy is gestop, R500. Maar ons reik dadelik vir 'n nuwe cheque uit. Die nuwe cheque se nommer is die een wat dalk uitstaande gaan wees op die bankstaat, cheque 290 vir R500. Ja, jy kan sê die netto effek is mos nou 0. Ons het meer gemaak en minder gemaak, maar onthou dit gaan oor die cheque nommer, cheque 290 is nou die nuwe cheque wat uitstaande gaan wees. Goed, op hierdie stadium gaan ons nou hierdie kontantontvangstjoernaal en kontantbetalingsjoernaal van ons optel. So gedurende die maand 56.500 het ons van 'n debiteur 'n direkte inbetaling ontvang wat ons nou bygeskryf het, ook hier direk inbetaal. Die bank het vir ons rente bygesit van 290. Ons het cheque gestop van 4.300 en ons het cheque van 500 gestop. So die korrekte totaal van my kontantontvangstjoernaal nadat ek alles wat die bank staat geraak het bygeskryf het, 72.990. En nou kan ek daai 72.990 kan ek gaan oorboek na die debietkant van my bankrekening. Sien jy daai 72.990 as diverse rekeninge, my totale ontvangste vir die maand in die KW 72.990. Kyk ek na die KBJ, voor die bankstaat ontvang is, het ons reeds 38.300 betaal hierdie maand, maar toe op die bankstaat sien ons 'n aftrekorder vir versekering wat ons nog byskryf. Die bank het bankkoste gehef 1.300. Ons het verkope as heeltemal te veel geboekstaaf in die KW, so ons moes dit minder maak met 9.000. Advertensies het cheque vir te min geboekstaaf, 2.000 te min. 'n Debiteur se cheque het gehop en ons het 'n nuwe cheque vir donasies uitgeskryf. So nou R62.500. Daai 62.500. Dit is ons betalings vir die maand. Ons kan dit oorboek hier na die bankrekening 62.500 en daar sien jy die inskrywingkie. Diverse rekening, totaalbetalings 62.500. En nou kan ons bankrekening saldeer. Dis ek my debietkant optel 97.500. Balanseer op 97.500. Om dit te laat balanseer, die saldo wat ek oordra, R35.000. So volgens ons boeke het ons R35.000 in die bank. Die bank sê vir ons, jy het net 16.100 in die bank. Onthou is nou alles wat hulle het bygeskryf. Hulle sê dit 16.100, ons sê nie, ons het 35.000. Kom ons kyk na die redes vir hierdie verskille. En dit is waar jy sien, foute en weglatings wat op die bankstaat ontdek is. Eerste plek, 'n deposito van 12.400 op 26 Mei en 'n deposito van 4.100 op 30 Mei verskyn in die KOJ, maar nog nie op die bankstaat nie. Ons het hierdie geld ontvang, ons het dit geskryf in ons KOJ, ons het dalk al gaan bank, maar die bank het vergeet om dit by te sit. Daarom moet ons onsself herinner om volgende maand seker te maak, het hulle dit reeds bygesit. Sien jy hier, krediteer uitstaande deposito's, saam met uitelik deposito's wees. In die eerste plek die 12.400 en ook die 4.100. Skryf maar altyd hierdie deposito's
apart, want volgende maand gaan daai 12.400 op die bankstaat verskyn en hierdie 4.100 apart, sodat ons dit kan toets. Dan word daar vir ons gesê, die volgende checks is uitgereik, dit verskyn reeds in die KBE, maar is nog nie op die bankstaat nie. So dis nog nie gewissel nie. Check 265 vir 1.900, check 276 vir R3.000. Volgende maand gaan ons kyk of dit wel gewissel is, debiteer checks of uitstaande checks. Nommer 265 vir 1.900, die moes nou eintlik 'n lyntjie onder toe gestaan het, hierdie moet 'n lyntjie daar staan. Check 276 vir 3.000, maar nou moet jy ook nie vergeet van hierdie nuwe check wat ons uitgeskryf het, ons hom nou eers uitgeskryf, check 290 vir 500, so hy kan nog nie gewissel wees nie, so ook check 290 vir 500, pas op vir hom, daar is baie keer 'n vangplekkie, die nuwe check wat ons uitgeskryf het. Tweede laaste punt, 'n deposito van 14.600 op 5 Mei 2018 is verkeerdelik op die bankstaat getoon as 16.400. Die bank het dus 16.400 bygetel, hulle moes net 14.600 bytel, hulle sal dit dus volgende maand moet minder maak deur ons rekening te debiteer met daai foutiewe deposito. Daar is die verskil. Dit moes gewees het net 14.600, hulle het geskryf 16.400, so hulle sal 'n bedrag van R1.800 sal hulle moet aftrek op volgende maand se bankstaat. En dan die heel laaste enetjie, die bank het check nommer 1223 vir 9.600 teen ons ondernemingsrekening gedebiteer of afgetrek. Maar die check is uitgereik deur 'n ander plek, parkwinkels, ons is parkhandelaars. Dis verkeerdelik teen ons rekening gedebiteer, volgende maand moet hulle dit regstel deur te sê krediteer die foutiewe check. Ons gaan volgende maand die eerste ding as ons die bankstaat ontvang, toets ons, het hulle toe weer bygetel, 9.600. En nou gaan ek en ek sê goed, daarbo het ek my saldo volgens die bankrekening uitgewerk as 35.000. As ek daai saldo, die debit saldo, onthou as we hom afbring, volgens die bankrekening gaan inskryf, R35.000. Dis dieselfde wat jy daar sien. En ek nou optel en ek sê goed, 1.900, check wat nog afgetrek moet word, 3.000 check, 500 check, 1.800 wat reggestel moet word, dan is my debitkant se totaal 42.200. Kredietkant opgetel, 16.100 saldo volgens die bankstaat, hulle moet daai tweede deposito's bytel, hulle moet daai regstelling maak van die verkeerde check wat hulle afgetrek het, ook 42.200. So, om dit jouself nog duideliker te maak, kan jy sê, 16.100 is dit wat sê ons het in die bank, maar plus hierdie 12.400 deposito wat ons al bygetel het, wat hulle nog nie bygetel het nie, plus die 4.100 deposito, plus die 9.600 wat moet terugtel, foutiewe check, minus die 1.900 check wat ons uitgeskryf het, wat hulle nog moet aftrek, minus die 3.000 check, minus die 500 check, en minus daai 1.800 wat hulle te veel gekrediteer het, wat hulle moet aftrek, dan gaan hulle ook sien, ons het R35.000 in die bank. Vervolgens, in die volgende videoetjie gaan ons kyk na voorbeeld 2, wat volg op hierdie eerste voorbeeld, en dan gaan ons kyk, is hierdie 12.400 en 4.100 toe bygetel, is daai fout reggestel, is hierdie checks gewissel, en is daardie fout reggestel. Bankversoening, 'n baie belangrike deel van die werk, wat jy in graad 12 baie mee te doen gaan kry.